In die begin het God die hemel en aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters geswerf. Geliefdes, wat wonderlik weet, die Gees is al reeds betrokke en van daarop begin orde te gebeur en lewe word moontlik. En weer eens as ons weet, die Heilige Gees is in ons en ons is in die beeld van God geskep. Die Heilige Gees herstel ons beeld en as ons in die beeld van God wil leef, God se natuur is ons so dat hy lewe skep. En dit is wat ons leer liefde te leef teenoor mekaar, maak ons lewe moontlik op hierdie aarde en bevorder ons dit. En daarom groei Here ons met sy seun van vers 7, Genesis 1 vers 7. Die Here het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Geskep, 'n wonderlike wete, en daarom kom ons begin deur saam te sing Beeld van God. Geliefdes, die wetgedeelte kry ons vanuit Genesis 2 vers 1 tot 4. Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag
was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig, want op daardie dag het God gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die skepingsgeskiedenis van hemel en aarde toe hulle geskep is. Geliefdes, vanuit Genesis kan ons sien, as die Here vir ons wette gee om volgens te leef, dan weet ons dat die aarde is geskep op so 'n manier dat ons lewe kan moontlik maak. So, dit is, kom alles vanuit die skepingsordinansie uit, en die feit dat die Here in 6 dae geskep het, en die 7de dag gerus het, wys waar dit vandaan kom. Hoe ons ook 6 dae werk, 1 dag heilig vir die Here, en ware rus is nie net fisies rus wat ek sit en niks nie, maar ware rus is om in verwondering te wees teenoor die Here, net soos die Here teruggekyk het na sy skeping en gesien het is goed, moet ons ook daardie heilig en by die Here sit, en by hom leer, en in verwondering sit teenoor hom, en ware rus te vind, deur weer herinner te word, dat ons die Here se kinders is, dat ons in sy hande is. En daarom mag u dit so beleef. Geliefdes, kom ons gaan verder en sing ons saam, ek soek u o God. Ek soek u o God, my God, ek dors na u God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees. As ek soms aan u dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek u help my, u hand ondersteun my, ek wil naby u bly. Ek wil naby u bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek u vir altyd prys, my hande ophef om u na te eer, want u is die Here wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek u o God, my God, ek dors na u God, soos 'n land sonder water, wil ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees. As ek soms aan u dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek u help my, u hand ondersteun my, ek wil naby u bly, ek wil naby u bly. Want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek u vir altyd prys, my hande ophef om u na te eer, want u is die Here wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek u o God, my God, ek dors na u God, soos 'n land sonder water, wil ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees, om by u te bly. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, skepper van hemel en aarde, skepper van ons heelal, Here, heelal wat vir ons onbegryplik groot is, Here, U wat ons, U wat die skepper is daarvan, wat ook die mens geskep het, en Heer, U lewensasem in die mens ingeblaas het. Here, wat 'n voorreg, Here, ons wil bely, ons het maar ook elkeen skuldig van die sonde, maar Heer, dankie vir die wonderlike liefde dat U kom en U Gees wil ons gee, om ons weer te herstel in die aanvanklike beeld van U. Heer, gee vir ons daardie begeerte om meer so te word, te meer in U beeld te leef, verteenwoordiger hier op aarde te wees van U. En daarom bid ons vir al die konflik wat ons sien in die wêreld. Ons sien dit in ons eie land,
Ons sien dit in die wêreld wat al hoe meer in mekaar spring. Dit veral vir Israel en Iran, die Heer dat U vrede sal bewerk, Heer, dat U vir ons ook daar, Heer, hou U hand daaroor. Ons weet dat baie keer weet ons, dis dalk om die wêreld veilig te hou, maar Heer, gee U vrede en hou U hand van bewaring daaroor. En Heer, help ons om in die kleine ook hier in ons omgewing te streef na vrede, te streef na liefde, te streef daarna om as in die beeld te lewe, so te leef, dat ons lewe vir mekaar moontlik maak hier op aarde. Heer, ons het so geneig om altyd maar terug te val in die sonde, terug te val in ons ou manier van dink. Heer, kom wees met ons deur die Gees, kom lei ons, kom leer ons elke dag, dat ons al hoe meer sal lewe in U beeld. En ook waar ons vandag die woord hoor, help ons om dit te verstaan en toe te pas in ons lewe en dit te glo. Vader, baie keer hoor ons dit, maar dit gaan net so weer by ons verby. Heer, ons bid vir ons gemeenskap. Heer, dat hulle sal terugdraai na U toe. Vader, nie net vir die moontlike voordele wat vir hulle daar lê, maar dat mense werklik sal terugdraai, omdat hulle weet, 'n lewe in verhouding met U is die enigste lewe wat daar is. Vader, ons bid dat mense nie net sal terugdraai met die hoop dat hulle lewe meer gemaklik sal wees nie, maar dat mense sal terugdraai omdat hulle weet, dit is die enigste weg wat moontlik is. Heer, dit iets wat hulle net kan raak sien deur die geloof. Ons bid daarom so vir elkeen. Heer, kom verlig die swaar kry in ons omgewing. Help ons om by te dra tot daardie verligting. Help ons om Heer, mekaar by te staan. Heer, elkeen van ons het uitdagings, wees ons daar naby. En Heer, vergeef ook al ons sondes. Heer, ons het so geneigtheid om altyd na die sondige pad te verkies, die sondige metode. En Heer, kom vergeef ons daarvoor, maar help ons ook om te bekeer. Baie keer, want ons het vergifnis en maar nie werklik bekering nie. En daarom, Heer, kom maak mense se harte nuut, dat hulle nie net sal vergifnis, maar ook 'n behoefte tot bekering. Heer, kom wees ons in ons land, in ons omgewing. Heer, dat mense werklik 'n soeke na U sal hê. Heer, ons dankie vir alles wat U vir ons doen. Dit is regtig 'n voorreg om te lewe en die wete dat U na ons kyk. Heer, kom versterk ons geloof om dit meer raak te sien. En selfs die uitdagings waaroor ons gaan, help ons om aan U vas te hou en te sien hoe U in ons lewens werk. En ons bid alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Genesis 7. Dit is die verhaal van Noag in die ark. Natuurlik, jy weet, ons leer die kinders al van kleins af van Noag, dit eintlik onder dit so of die sprokies karaktertipe eienskap het. En ons moet altyd maar baie sterk onthou, hierdie is nie 'n boodskap vir kinders, dit is 'n boodskap vir alle mense. En dat so die kinders sal leer, nee, dit is nie sprokies verhaal nie, dit is werklike gebeurtenis. Ek lees daarom vir ons Genesis 7, vers 1 tot 24, is nou op 'n stadium gedeelte waar die Here nou vir Noag hierdie instruksies gee. So Genesis 7, vers 1 tot 24. Toe sê die Here vir Noag, jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind ek jou regverdig. Van al die reindiere moet jy 7 pare, manlik en vroulik, saamvat en van al die onreindiere net 1 paar, manlik en vroulik. Ook uit die voëls moet jy 7 pare, mannetjies en wyfies saamvat. Dit moet jy doen om al die soorte op die hele aarde aan die lewe te laat bly. Oor 7 dae sal ek vir 40 dae en nagte lank laat reën en alles wat leef, wat ek gemaak het, wegvee van die aarde af. Noag het alles gedoen soos die Here hom beveel het. Noag was 600 jaar toe die vloedwaters oor die aarde gekom het. Noag en sy seuns
en sy vrou en sy skoondogters het in die ark ingegaan vir die vloedwaters. Die rein en onrein, die reindiere, die voëls en die diere wat kruip, het in pare, manlik en vroulik, na Noag in die ark gekom, soos God vir Noag gesê het. Op die 7de dag het die vloedwaters oor die aarde gekom. Presies op die 17de dag van die 2de maand van die 600ste jaar van Noag het die fonteine van die groot waters oopgebreek. Die vensters van die hemel is oopgemaak, sodat daar 'n stortreën op die aarde geval het. 40 dae en 40 nagte lang. Dit was die dag waarop Noag en sy seuns, Sem, Gam en Jafet, en sy vrou en sy 3 skoondogters almal saam met die ark ingegaan het. Hulle en elke soort wilde dier en maakdier en al die soorte diere wat kruip en elke soort voël, alles wat vlieg, het ingegaan. Van al wat leef, het daar pare na Noag toe gekom in die ark. Hulle het ingekom, manlik en vroulik, soos God vir Noag gesê het. En toe het die Here die ark agter Noag toegesluit. Die oorstroming het oor die aarde gekom, 40 dae lank, en die water het al meer geword. Dit het die ark opgelig, en die ark het begin opstyg, ook aan die aarde. Maar die waters het nog meer en nog sterker geword op die aarde, en die ark het op die waters begin dryf. Die waters op die aarde het nog meer en meer geword, sodat hulle al hoër berge daar onder die hemel is bedek het. Die water het amper 7 meter bokant die berge gestyg en dit bedek. Al wat op die aarde geleef het, het omgekom. Diere wat kruip, voëls, makdiere, wilde diere, ja, alles wat op aarde wemel. Ook al die mense, alles wat lewensasem in die neus gehad het, alles wat op land geleef het, is dood. So het God alles wat op aarde geleef het, uitgewis, mens en dier, ook die wat kruip, en die voëls, hulle almal is weggevee van die aarde af. Net Noag en die by hom in die ark is gespaar. Die water het die aarde 150 dae lank oorstroom. Geliefdes, tot sover die woord van die Here. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees, die ark het sy huisgesin gered. Dis die tema wat ons vandag doen. Nou, geliefdes, dis nou amper vakansie vir die kinders, en ek wil graag herinner daaraan dat wat ons nou wil doen, dit wat die kinders nog doen het deur hierdie jaar sover, ons wil graag daai lesse vat, ek gaan nie allemaal kan vat nie, maar ons wil dit met die kerk ook deel. En dit is ons baie belangrik, dat ons gaan dit baie meer kindersvriendelik doen, maar dat jy nog steeds al, as jy in Bloem is, nog steeds al kerk te kom, of as jy dan op vakansie gaan, kyk die preke saam, want wat ons moet doen, geliefdes, is baie belangrik, wat Genesis ook vir ons wys, 'n ouer se rol in sy kind se geloofslewe. Laasweek het ons 'n bietjie na Abraham gekyk en gesien hoe die gehoorsaamheid van Abraham, en dit was direkte woorde van die Here, die gehoorsaamheid van Abraham was die instrument wat die beloftes van God vir sy nageslag laat gebeur het. So, sy gehoorsaamheid as ouer maak dat die beloftes van God na die nageslag toe gaan. Maar ek wil vandag dit vanuit Noag was. In Noag word dit ook gewys hoe sy gehoorsaamheid sy huisgesin gered het, en ek wil vir ons wys vanuit die Nuwe Testament, 'n gedeelte wat praat oor Noag, en dit is Hebreërs 11, en sal onthou, Hebreërs 11 is 'n boek, of is 'n hoofstuk wat baie van die karakters, en Genesis ook latere karakters, hy vat elke karakter en wys hoe daardie persoon se geloof om in staat gestel het om iets te doen, of het 'n gehoorsaamheid was, meestal gehoorsaamheid weg te trek, of
kind in die water te sit, wat ook al nie, dit was, het hulle in staat gestel om gehoorsaam te wees. Nou spesifiek word daar van Noag gesê, in vers 7, daar staan, omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. So jy kan sien, nee, sy geloof het hom in staat gestel om 'n waarskuwing te sien wat jy nog nie fisies kon sien nie. Hy het net geweet dis op pad. En sy geloof het hom in staat gestel, het gemaak dat hy gehoorsaam die ark gebou het, maar sy gehoorsaamheid het gelei tot die ark wat ontstaan het. En dit het sy huisgesin gered. En daar word spesifiek gesê, sy huisgesin is gered, om net die klem te lê op dat het gaan oor die nageslag ook. En die belangrikheid van ons rol, ons gehoorsaamheid, wat die invloed dit het op die kinders se geloofslewe. En dit het gemaak dat hulle vrygespreek was van die oordeel wat die wêreld getref het. So dit is ontsettend verantwoordelikheid. So ek wil regtig vra om die dienste by te woon, om video's te kyk, en dat ons dit nie sal afskeep nie. Maar dat ons dit as geleentheid sal gebruik om ons kinders se geloofslewe of se plantjie van geloof na te maak, dat dit groei, dat ons daardie geleentheid sal gebruik. Nou, geliefdes weet, nee, die kinders is gewoond in die kinderkerk, en jy weet, hulle kom daar hierso, en die dissipline is dalk nie so goed, en ek verstaan dit, nee, en dit is altyd goed, om 'n kind dissipline te leer, om te sit en luister. Ek dink dit sal in elke geval in baie gebiede hulle help, maar Christelike dissipline is ook uiters belangrik vir 'n Christelike geloof moet groei, om in dissipline te kom. So, ek wil die regtig vra om hierdie as 'n geleentheid te gebruik, en ek wil maar daarby sê, nee, 'n kind wat net by die kerk hoor van die Here en dan verder daarvan hoor nie, was 'n enorme verskil tussen daai kind en 'n kind wat dit nie net by die kerk hoor nie, maar ook by die huis daarvan hoor. Dit kan soms hoor in 'n kind se lewe, of later as ek in 'n belydensklas sien, dan kan jy sien die enorme verskil wat daar is. So ek sê regtig aanmoedig om nie die geleentheid by hier laat te verbygaan. Nou geliefdes, in die gedeelte wat ons lees, is daar so 3 punte waarna ons gaan kyk. Die natuur van die mensdom, die tweede ding, God moet ons gedrag bepaal en nie die wêreld nie, en dan die derde een, geloof gee ons die regte motivering. Kom ons begin daarom by die eerste een, die natuur van die mensdom. So as ons begin, moet mens die vraag vra, maar hoofsaaklik vir die kinders om te bedink, as ons sê die natuur van iets, wat bedoel ons dan? Nou, as ons byvoorbeeld praat van die natuur van 'n leeu, is die natuur van 'n leeu om 'n lewende ding te gaan vang en om te eet. Nee, dis hoe hy is, dis sy natuur. Dit is nie in sy natuur om gate te grou by bome en boomwortels te eet nie. Hy sal nie oorleef nie, maar so dit is nie sy natuur nie. 'n Slang, as jy hom in die hoek druk, as hy kan pik, dan gaan jy pik, dit is sy natuur. Jy kan hom eintlik nie eens blameer daarvoor nie. Nou wat Genesis doen, is dit wys vir ons, wat is die natuur van die mens? Hoe reageer hy op goed? En veral wat ons dan sien, is dat mense se geneigtheid om die sonde te kies, is sy natuur. Hy is meer geneig om die sonde te kies, as om die regte goed te kies. En dat die wêreld se geneigtheid om agteruit te gaan op 'n morele vlak, is wat sy natuur is. Op 'n morele vlak gaan mense van geslag tot geslag eintlik net agteruit en uit gaan. En dit word nou sleg en sleg. Natuurlik was daar gebeurtenisse in die geskiedenis wat baie dit teruggeruk het, die mensdom oor die algemeen gaan hulle al hoe verder agteruit gaan. Nou, aanvanklik, wat ons het sien in Genesis, is God skep die tyd van Eden, hy maak alles goed, en hy sê keer op keer, alles is goed geskep, die mens is goed geskep, want hy is in die beeld van God geskep, en die mens is ontwerp om die beeld van God uit te dra, om sy beeld te weerspieël.
toe kom die slang en hy verlei vir Eva en Eva word laat die man ook daarvan eet en vir die eerste keer kom daar sonde in die wêreld en dit bring onmiddellike skeiding tussen hulle en God en daai beeld van hulle om in die beeld van God te leef, te wees, is heeltemal verdorwe. En van daar af gaan dinge net slegter en slegter. Eers die jaloesie kom in, deur hulle kinders, een Kain maak vir Abel dood, so dit morele vlak gaan agteruit en ons begin oorlog sien en alles gaan net sleg, tot later die Here sê, maar nou is alles heeltemal verdorwe. So, ons sien nie, dat dinge alles slegter en slegter raak en dat die Here op die ouende sê, maar die mens van sy geboorte af dink hy net alles wat sleg is. En sy lewe lang doen hy net dit. En dit die geliefdes, die fout wat ons baie keer maak, wat Genesis vir ons baie belangrik maak om raak te sien, is dat ons baie keer dink, en ons hoop baie keer hierin, is dat ons dink, maar weet die mens raak al meer intelligent en intelligent. En die mens raak al meer gesofistikeerd, ons raak al hoe minder barbaars, en so sê die oermense was barbaars, en ons raak al hoe minder barbaars. So die mens raak al hoe beter. En ons hoop baie keer daaraan, dat ons dink van die mens, soos wat die wêreld geskied, of soos wat die wêreld aangaan, gaan die mens al hoe beter en beter raak. En dit is baie keer ons idee van die mens. Maar dit is glad nie die geval. En Genesis wil ons daarop wys, dat ons nie so moet dink daaroor. En ons sal nou sien hoe dit belangrik is, dat ons nie daai fout maak nie. Nou, hoe ons weet, die mens raak al slegter, eerstens, wat die Bybel sê so. En nie net die Ou Testament, nie net die gedeelte wat ons gelees nie, maar wanneer Jesus van die laaste dae praat, dan sê hy, dit gaan weer so wees. Nou, ek lees vir ons daardie gedeelte waar Jesus Noag gebruik, om vir ons te wys hoe gaan die einde wees. Ek lees vir ons Matteus 24 vers 37, soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die seun van die mens. En daardie dae voor die stormvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het besef wat aan die gang was nie, totdat die stormvloed gekom en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan met die koms van die seun van die mens. So jy kan sien daar gedeelte net. Eerstens, waar ons sê, die einde gaan wees soos in die dae van Noag en jy weet, die mense, dit gaan alles nog gaan oor genot en plesier en niemand gaan rekening hou met God nie. Jy weet, die waarskuwings gaan daar wees, maar mense gaan dit maar ignoreer en hulle gaan net ander leef soos wat hulle leef. En dit gaan maar net aangaan soos wat het aangaan en niemand gaan die meerderheid mense gaan nie daaraan dink, maar ek gaan nie daar voor die Here staan en op daardie manier leef. Nou, ek wil nog benoem, jy weet, baie keer is het moeilik om dit in te dink. Jy weet, baie keer dink ons die tegnologie wat ontwikkel, ons altyd so verbaas met die tegnologie wat so dit regkry, die wetenskap wat ontwikkel, jy weet, en die wêreld wat oor die algemeen eintlik al hoe ryker en ryker word, nee, die wêreld, as ons nou almal se gemiddeld vat, nee, dan is dit toch, die mense raak al hoe ryker. Jy weet, dan dink ons maar die morele waardes moet al hoe beter raak. Maar die teenoorgestelde is waar. Dit is asof die wetenskap en die tegnologie en die rykdom eintlik slegte morele waardes motiveer. En mense sien dit in die tegnologie en in die wetenskap kan ons dit sien. En ek wil so dit noem, nee, ek het my studies wat gaan oor narcissisme, jy weet, wys dit eintlik, jy weet, op baie vlakke, dat die wêreld maar agteruit gaan. En dit is maar die skuld van tegnologie en so aan wat gebeur, is dat mense al meer individualisties, en jy weet, elke ou lewe al meer en meer op sy eie, en is al meer tevredenheid met homself, selfliefde raak al meer, as gevolg van die wetenskap wat ontwikkel en tegnologie, tegnologie maak, in plaas van dat het ons meer tevrede maak, wat ons sou dink gebeur, maak het eintlik mense minder tevrede, maak dat mense meer jaloers is op mekaar, want jy weet, dit maak ons lewens lyk heeltemal anders as in die ou dae. In die ou dae was almal maar baie dieselfde, was maar baie dieselfde klasse, baie dieselfde beroepe. Vandag, die ouens verskil heeltemal, maar
dat mense mekaar weer vergelyk, meer jaloers is, met sosiale media is natuurlik 'n groot sondebok daarvan, en maak by mense al hoe meer ontevrede raak. Mense dink, die tegnologie dat maak dat mense meer tevrede is, maar wat die tegnologie doen, is dit maak dat ons al meer sensasionele dinge ervaar. En dan word al meer die liggaamlike begeertes word op al meer maniere bevredig. En die gevolg daarvan is nie dat mense meer so te sê tevrede word of versadig word nie, maar dit maak eintlik dat die mense meer honger word vir sensasie en sensasionele ding. So in plaas van dat dit ons tevrede maak, dit mense eintlik meer honger gemaak. En dis 'n ding wat ons moet besef. Jy weet, dat ons moet besef, die mens gaan meer tevrede raak, hulle gaan meer dinge wil hê. En baie keer hoe meer jy het, hoe meer wil jy hê. Dis baie keer nie die geval dat as ek nou genoeg het, as ek tevrede het, maar baie keer hoe meer ek kry, hoe meer wil ek hê. Nou, geliefdes, jy weet wat die tegnologie en die wetenskap ook baie doen, is dat dit maak dat mense al meer untouchable voel. My begeertes word bevredig, al die moontlike probleme waar daar kan kom, raak al meer opgelos, mense kry al meer sekuriteit, veral in die meer westerse wêreld, en dat mense raak al meer, hulle voel untouchable. Ja, hulle voel, dit bevorder arrogansie, en die gevolg daarvan is baie gevaarlik, dat mense sê, maar niemand gaan my leer, niemand gaan vir my sê hoe ek moet leer nie, ek sal self besluit. En dan is daar gevoel van untouchable, wat bevorder, en die tegnologie maak, dat ek alle meer so voel, ek kan so wees, en dit is gevaarlik, nee, dat het so word. Veral as mense so gevoel, want soos ons gesien het, in die skeping van Noag, is dat mense, hoe meer hy voel, maar ek hoef nie verantwoordbaar te wees nie, dat hy meer die verkeerde dinge sal kies, as die regte ding. Hulle sal eerder die sonde kies, as wat hulle gehoorsaamheid sal kies. En, jy weet so, die tegnologie wat verbeter, en alles wat beter raak, gaan nie maak dat ons meer moreel word nie, maar dit gaan die teendeel gaan gebeur. Nou geliefdes, hoekom moet ons hierdie weet? Hoekom is hierdie vir ons uiters belangrik om dit in gedagte te hou? En dit is iets wat ons by ons kinders moet inskerp, dit is iets waar ons gereeld kan dink en dit in gedagte hou. Dit is nie lekker om dit te dink nie, maar as jy dit gaan verloor, dan gaan jy eintlik 'n groot gedeelte in jou geloof gaan dit mis. En hoekom ons dit weet, is dat dit in die mense natuur is, en dit is sy geneigtheid om meer en meer immoreel te word. En veral van die volgende geslag, ons geslag hou sekere morele waarde, die volgende geslag gaan altyd laer wees, meeste van die keer, behalwe 'n verramp of so iets wat dinge ingryp, soos die vloed. Maar die volgende geslag gaan eintlik al slegter gaan, behalwe as ons die nodige eerbied, die nodige respek en toewyding aan die Here het. Jy weet, so as mens dit vergeet, dat ons al meer sleg geraak, dan gaan jy vir my, waarvoor het ek God nodig? Jy weet, hoekom moet ek 'n toegewyde lewe, hoekom moet ek eerbied hê vir God? Jy weet, ons sal dit weet, want jy weet, ons weer is nou die regte antwoord om te gee, maar dit gaan nie natuurlik kom, as ek dit vergeet. En so, die belangrikheid van Noag, en om te sien, jy weet, van Genesis 1 tot Genesis 7, is die belangrikheid om te sê, as ons nie nodig respek, eerbied en toewyding aan die Here het, gaan dit die gevolg wees vir my en my nageslag. En daarom is dit belangrik om hierdie gedeelte deel te maak van jou lewe. Nou soos in die tyd van Noag, in die wêreld sien agteruit gaan, is dit slegs deur die krag van God en gehoorsaamheid aan God, dat ons soos Noag, wanneer die wêreld agteruit beweeg, dat ons teen die stroom opswem en sê, maar ek gaan nie so die wêreld leef nie, ek gaan die teendeel doen, ek gaan die regte ding nie, ek gaan op die regte manier leef, ek gaan nie dit wat die wêreld sê lekker is en die wêreld dit volg nie, ek gaan die teenoorgestelde doen. En dit kan slegs gedoen word deur die krag van God. En ek wil vir ons weer die gedeelte lees om nou verder te gaan. Weer vers 1 in die gedeelte wat ons gelees het, en daar sal staan,
Toe sê die Here vir Noag, jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind ek jou regverdig. Belangrike ding wat ons moet raak sien, Noag was reeds voor die vloed was hy regverdig bevind deur die Here. En hy het nie geleef soos die wêreld nie. Hy het teenoorgestelde manier geleef soos wat die wêreld geleef het. Geliefdes, die wat regverdig gaan leef, gaan altyd in die minderheid wees. Sien dit in die geskiedenis, sien dit ook hierso. Nee, dat ons moet leef soos die wêreld nie. Ons moet anders leef en ons koor die krag van die Here om die teenoorgestelde manier te leef as wat die mens wil leef. Nou die tweede punt. God bepaal sy gedrag en nie die wêreld nie. En Noag Noag kon na die mense rondom hom gekyk het om te bepaal hoe hy moet leef. Of hy kon na God toe gegaan het en op 'n ander manier leef as die mense. As hy na die mense rondom gekyk het, was hy maar uitgewis saam met hulle. Hy kon soos wat Adam gemaak het en Eva, kon hy iemand anders blameer het vir sy sonde. Hy kon maar geluister het na hoe mense hulle sonde regverdig. Hy kon die ander rigting gekyk het vir dinge wat verkeerd was in sy eie lewe. Hy kon dit maar geïgnoreer het. Nee. En dan was hy maar net so uitgewis. Maar hy het geweet om nie te leef soos dit nie. En nie na die wêreld te kyk om sy morele waarde te bepaal. Nou, nog 'n waarskuwing as ons kyk na Noag en dit kom nou meer op die geestelike vlak, is dat wanneer daar van Noag gepraat word in die Nuwe Testament, daar word ook, hy word as 'n voorbeeld gebruik om te sê hoe die geestelike leiers gaan wees in die laaste dae weet ons nou verwys net na die laaste dae nie, maar deur die tyd is dit. Ek lees ons 2 Petrus 2 vers 11. Hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig nie. Selfs die engele, wat nog baie sterker en magtiger is, bring nie voor die Here lasterlike aanklagte teen hierdie wesens nie. Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle niks verstaan nie. Hulle is soos verstandlose wilde diere wat voortgebring word om gevang en doodgemaak te word. Soos wilde diere sal hulle ook verdelg word. So jy kan sien, die eerste gedeelte wat ek wou uithaal, daai verstandlose wilde diere, hy sê dit is hoe die mense gaan word, en hy wys nou spesifiek na die geestelike leiers. Hy sê, as ons dink aan 'n dier, 'n hond, selfs 'n maakhond, as jy na sy kos vat, dan reageer hy net op sy liggaamlike begeerte, hy kyk, alhoewel dit baie keer die hand kan wees wat hom kos gee. Want dit is in sy natuur, of dit is hoe diere is, die reageer op instink, hy reageer op wat sy liggaam vir homself het wil hê, nou sê die mense kan ook so word, hulle kan so met jou achteruit gaan, dat hulle net hulle wel is, en hulle begeertes van hulle liggaam wil bevredig, en dit is mens daarom dink, dit is iemand jou kwaad maak, sonder selfbeheersing, dan slaan jy. As jy nie selfbeheersing het, as jy iets wil hê, dan vat jy dit. As jy aan iets wil vat, dan vat jy dit. Dit is hoe die mens kan word. Want dit is in sy aard om daartoe terug te keer. So, jy weet, wanneer dit nou kom by die leraars, dan sê maar, hulle gaan ook dit begin goedkeer. Hulle gaan verkeer, hulle gaan in die wêreld kyk, en hulle gaan aan die wêreld bepaal wat hulle moet sê. En hulle gaan dit nie goedkeer nie, maar hulle gaan stil bly as die verkeerde dinge gebeur. En ons sien wat so groot impak dit het, nou dat daar mense wat begin praat en begin verkeerdhede uitwys wat so groot verskil maak. Maar jy weet wat hieroor waarsku, veral op geestelike vlak, is dat jy weet die leraars gaan na die wêreld kyk en sê wat mense behoort natuurlik. En
in plaas daarvan dat hulle na die woord toe gaan, om te bepaal dat reg is, gaan hulle na die wêreld kyk. En wat dan gebeur, met seker dinge wat voorheen verkeerd was, raak so 'n bietjie, mense raak gewoond daaraan, dan begin hulle doen, dan raak het later die norm, en dit begin later normaal raak, en dan, jy weet, op so 'n manier, begin die wêreld agteruit gaan. So, wat gebeur is, mense begin na mekaar kyk, om te sê, okay, hoe moet ons leef? En, jy weet, dit is bitter gevaarlik, want die mens gaan in elk geval altyd die verkeerde kies, en ek gaan kyk, ek wil daai ou, lyk of hy 'n lekker lewe het, en dis gewoonlik as ek op die sonde, dan gaan ek dit volg. En dan kyk na daai ou, ja, dit lyk nie so lekker nie, jy weet, en so motiveer mense mekaar eintlik maar om, en dan is die gemeenskap baie bitter vinnig agteruit, as hulle na mekaar kyk om te bepaal wat reg en verkeerd is, in plaas daarvan na die woord van God toe gaan. En leraars gaan na die wêreld kyk, en gaan kyk wat beskryf Hollywood as, byvoorbeeld as liefde, en nie na die skrif toe gaan nie. En dis bitter gevaarlik, want Hollywood het hulle eie idee. Hulle weet wat mense graag wil hê, hulle weet, en jy weet, dis amper daai idee van liefde van, ek sien iemand in 'n verkeerde lewe, en ek moet hom net aanvaar, en ek moet hom net motiveer om homself te wees, en ek moet hom motiveer om self lief te hê, en geen opoffering, dit is nie 'n belangrike ding nie, jy weet, so, jy weet, dit is baie gevaarlik. So, die belangrike ding is om in staat gestel te word, om dit reg te kry, om te leef deur die geloof. Nee, nou, hoe het Noag het reg gekry om anders te leef as die wêreld? Nie na die wêreld te kyk om oor hele aarde te bepaal, of met lewenswys nie, maar om anders te leef. Sy geloof het hom in staat gestel. Nou, wat sy geloof gedoen het, is dit het sy motivering om reg te leef verander. En dit bring ons by die laaste punt. Ons geloof gee ons die regte motivering. Nou, wat bedoel ons daarmee? Ek lees vir ons net weer die gedeelte vanuit vers 7, Noag in Hebreërs 11, vers 7 staan, omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak aan die vryspraak wat deur die geloof kom. Nou, hoe het Noag geweet dat God die wêreld gaan oordeel? En jy al weet hoe nie, ek die Here het vir ons sê nie, maar toe die Here gesê, ek gaan my oordeel stuur, het hom geglo. So sy geloof het gemaak dat hy hierdie oordeel wat kom, wat nog nie gesien kon word nie, het hy raak gesien, en dit was eintlik heeltemal onmoontlik. Hulle het ook die reën ervaar nie, het om so groot ark te bou, en daar was waarskynlik nog nie so baie water op die aarde nie, en hy moes vir dekades gebou het aan hierdie ding, moes hy aangehou het, terwyl die mense ontspot, terwyl die mense, hom eintlik belaglik gemaak het, moes hy aangehou het. Nou geliefdes, hoekom, wat het Noag gemotiveer om hierdie ark te bou? Het hy gesê, jy weet, MSC cruise, wat hy kan gaan doen. Nee, dit was nie dat hy op hierdie avontuur gesoek het nie. Nee, hy het die ark gebou, omdat hy vryspraak gesoek het van die oordeel wat op pad is. Hy het nie deur die oordeel gegaan. Nee, hy het vryspraak gesoek van hierdie verdorwe, ellendige wêreld. En geliefdes, dis die absolute probleem vandag. Dit is 'n enorme probleem eintlik, want vandag se mense hulle sal, jy weet, wil hoor van die Here en kerk toe gaan, maar hulle sal met die houding gaan van wat kan die kerk vir my doen? Weet, wat maak dit vir my nie moeite werd om die Here te dien? Wat maak dit vir my nie moeite werd om sê maar kerk te gaan of te luister? Wat gaan ek hier uitkry? Hoekom moet ek dit doen? Nee, jy weet, hulle sal vra, nee, wat gaan dit die moeite werd maak vir my om my begeertes op te gee? En jy weet, as dit jou houding is, dan gaan jy uit afvallig raak. Want soos in Noag se geval,
het sy gehoorsaamheid aan die Here gemaak dat hy nou al hierdie lekker goed wat by die goddelose wêreld doen, moes hy prys gegee. Hy moes deur bespotting gegaan het. Hy moes hierdie verskriklike projek aangeneem het. En as sy motivering was dat hy vryspraak wou gehad het van die oorde wat pad is nie, dan sou hy nie aangehou het. Dit sou nie vir my moet werd wees. En geliefdes, die motiverings vandag van die mense so selfgesentreerd, so eintlik arrogant, want jy weet, om daai houding teenoor die Here te hê, jy weet, ek dink die mense besef hoe groot God is en ons besef wie ons is. Maar dit is hoe dit gaan. En baie keer met daai houding, en as 'n kerk meer dinge, jy weet, jou soveel as moontlik soos die wêreld kan laat leef, en jy nie te veel vermaan om nie so te leef nie, goed, nee, hoe meer kry hulle. En geliefdes, dit is glad nie wat die houding moet wees nie, en ons motivering. Want jy sien, met Noag het sy geloof beteken dat, jy weet, hy die ark gebou het in 'n wêreld waar dit eintlik nie gelyk het dit nodig is nie. Maar soos wat hy gebou het aan die ding, gebou het en die mense gesê het hoe hy 'n ark bou, was daai 'n waarskuwing vir hulle dat die oordeel op pad is. Maar aangehou te midde van die bespotting en die prys en die opoffering wat hy moes gedoen het, het hy aangehou. Want sy motivering was reg. En sy geloof wat die oordeel sien aankom het sy motivering verander. En geliefdes, jy weet, ons moet onsself die vraag afvra, wat is my motivering? Het ons ook nie maar die gevaar dat ons nou maar net, jy weet, ons soek een of ander voordeel wat Christendom van my moet doen. Nou, Christendom het voordeel daarin. Nee, maar as my motivering dit is, jy weet, dan gaan ek hou nie. Jy weet, hulle wil in Amerika wil nou, en het lyk so, jy weet, hulle wil Christelike waardes terugbring, want hulle weet Christelike waardes is goed, maar geloof is nie heeltemal so belangrik nie. Jy weet, ek hoef nie te geloof God bestaan nie, en ek hoef nie te geloof dat hy teenwoordig is nie, ek moet net die waardes uitgeef, maar dit help niks. Want, jy weet, sodra die waardes nie vir my voordeel bring nie, en dit dalk nadelig is vir my, gaan ek ophou. Die rede om ons as gelowiges aanhou met die waardes is omdat ons weet, God beveel dit en dat ons weet dat hy die mense gaan oordeel wat hy nou gelyk het. Jy weet, mense wil nie dit hoor nie. En vir ons is hierdie gedeelte uiters belangrik, die Noag verhaal, soos uiters belangrik, ons herinner wat ons motivering moet wees. En dat ons van daai realiteit bewus sal raak. So geliefdes, weet die wonderlike is wat ons ook ontvang in hierdie vloedverhaal, is dat dit nie 'n waarskuwing is nie, dit maak ons bewus van die waarskuwing, maar wanneer Noag aangehaal word in die Nuwe Testament, dan word dit ook gebruik dat God die sondes skoon was, en dit word gebruik vir die doop, net soos die aarde skoon gewas is met water, herinner die doop ons dat God ons kom skoon was, met die doop, dit herinner ons daaraan. En geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg, dat die Here kom en ons sondes kom skoon was, dat hy sy seun vir ons gestuur het om hierdie redding te bewerk, om vir ons te wys om te leef, om ons koning te wees, om ons sondes te betaal, vir alle kere wat ons na die wêreld kyk van morele waardes, elke keer wat ons die sonde kies, elke keer wat ons motivering verkeerd is, dat die Here vir dit betaal. Maar geliefdes, het ook vir ons gekom om vir ons geloof te gee, en vir ons om op die geloof te reageer, in gehoorsaamheid, en dit aan te neem, en 'n gehoorsame lewe te leef. En ons weet, net soos Noag, hulle sou nie die sonvloed op enige ander manier, behalwe die instruksies wat die Here gegee het met die ark, dit het hulle gered. En so, die instruksies wat ons Here Jesus Christus ons gee, hy is ons koning, en hy bewerk vir ons vergif, dis die enigste manier op verlossing. Die mense gaan probeer, op hulle eie maniere, redding ontvang van hierdie ellendige wêreld, maar die enigste manier is
deur Christus Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis, en in ons werk, deur sy Gees is dit vir ons die versekering dat hy maak ons al hoe meer in die beeld van die oorspronklike ontwerp waarvan ons ontwerp is, in die beeld van Jesus Christus. Mag jy dit raak sien en vir u waarborg en die troos wees. Amen. Dis dit ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, ons bid dank dat u vir ons hierdie redding bewerk het. Heer, dat u vir ons geloof gegee het. En Vader, ons bid dat u in ons harte sal werk en dat ons motivering en nie te dien nie sal wees vir die voordeel wat ons daar kry, maar Heer, dat ons werklik 'n motivering sal hê, dat ons bevry wil word van hierdie ellendige wêreld, dat ons vrygespreek wil wees van die oordeel wat op pad is. Heer, want ons sien die wêreld agteruit gaan en ons is so in die versoeking baie keer om ook daarvoor te val en ons vra dat U ons sal sterk maak. Vir ons die geloof sal gee, dat ons motivering sal reg is, dat ons nie vir die versoeking van die wêreld sal val nie, dat ons nie vir die wêreld sal antwoorde soek of dat die wêreld ons morele waardes, ons lewenswyse sal bepaal nie, maar Heer, dat ons teen die stroom op sal swem, teen die meerderheid, teen die mas, teen die wêreld en die regte lewenswyse sal begeer. Eers onder die Gees wat in ons harte werk en ons herstel en dat groei, Heer, is dit nie moontlik nie. Slegs moontlik deur U verlossing wat U bewerk het. En daarom kom wees ons genadig en laat ons groei. Vader, help ons om nie die verkeerde te normaliseer. Help ons om nie 'n blinde oog te dra nie. Help ons om nie na die nasies wat sonder goed gepraat word en regverdig word, dat dit te luister nie, maar onderskeid sal hê om te weet wat reg is en na U toe te kom om te bepaal wat reg en verkeerd is. Heer, waar ons al geval het vir die versoeking, vergewe ons, help ons, wys ons daarop. Help ons om vanuit hierdie verhaal nie net begeerte sal soek om vryspraak te kry, maar dat ons ook ons lewenswyse so sal leef, dat ons nie sal bang wees daarvoor nie, maar selfs al is ons lewenswyse dalk 'n veroordeling vir ander mense, dat ons nie sal bang wees daarvoor nie, maar 'n voorbeeld sal wees, en dat 'n getuienis sal wees vir ander mense, om dat hulle nie onverwags sal gevang word met die terugkoms nie, en dat hulle dat ons getuienis sal wees deur ons lewenswyse. Weer help ons om krag te ontvang, dat ons sal leef soos wat ons moet, en Heer, dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons bid alles in naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons sluit af met Here Jesus, U skyn oor almal. Zijn op ons op ons zoeken,
Geliefdes, gaan nie weet een met die seën van die Here van Genesis 28 vers 15. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het.